Goeiemorgen. En dis lekker as 'n mens die son sien opkom en die voeltjies sing en die gras is groen, dan dink ek net, wow, wat 'n dag. Vandag is die Sondag in die jaar wat ons kyk na God, wat werklik mens geword het, en na Jesus se goddelikheid terwyl hy op aarde was. Ons gaan in Matteus hoofstuk 17, die eerste gedeelte, soos die gedeelte wat ons lees. As jy jou Bybel daar wil oopmaak, is jy baie welkom, Matteus 17. En wat 'n verstommende, verwonderende teksgedeelte is dit nie. Maar kom ons maak ons oë toe, en dan bid ons saam. O diepte van die rykdom, en wysheid, en kennis van God. Hoe ondeurgrondelik is sy oordeel, hoe onnaspeurlik sy weë. Wie ken die bedoeling van die Here? Wie gee hom raad? Wie bewys hom 'n guns sodat hy verplig is om iets terug te doen? Uit hom en deur hom en tot hom is alle dinge. Aan hom behoort die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen. En dan groet die Here ons en hy sê, mag genade en vrede in oorvloed aan julle geskenk word, deur julle kennis van God en van Jesus ons Here. Wat 'n wonderlike groete. So kom ons maak ons Bybels oop by Matteus hoofstuk 17. Man, ek wil graag hê jy moet jou Bybel oopmaak saam met my en lees. En so terwyl ek nou ook stil staan by hierdie gedeelte, kan jy hom eintlik oor en oor lees, want wat 'n gedeelte, wat 'n aangrypende gedeelte. Matteus 17 vanaf vers 1, en dit is die woord van die Here. 6 dae later het Jesus vir Petrus en Jakobus en sy broer Johannes saamgeneem en hulle op 'n hoë berg gebring waar hulle alleen was. Daar het sy voorkoms voor hulle oë verander. Sy gesig het begin straal soos die son en sy klere het wit geword soos lig. Skielik het Moses en Elia aan hulle verskyn en met Jesus gepraat. Toe sê Petrus vir Jesus, Here, dit is goed dat ons hier is. As u wil, sal ek hier 3 hutte bou. Een vir u, een vir Moses en een vir Elia. Terwyl hy nog praat, het 'n helder wolk skielik sy skaduwee oor hulle gegooi en 'n stem uit die wolk het gesê, dit is my geliefde seun oor wie ek my verheug, luister na hom. Toe sy disippels dit hoor, het hulle baie bang geword en op die grond neergeval. Maar Jesus het na hulle toe gekom en hulle aangeraak en gesê, staan op en moenie bang wees nie. Toe hulle opkyk, het hulle niemand gesien nie, net Jesus alleen. Ons lees dit daartoe saam. Wat 'n aangrypende gedeelte. Matteus 17 het my laat dink aan 'n groot stelling. En dit het ek sommer na ons wêreld toe gevat. Hoe donkerder die nag, hoe helder skyn die ster. Ek dink jy het dit ook al gesien. Maar toe ek die stelling maak, toe besef ek, ons voel baie keer aangeval en bedreig en eintlik voel dit vir ons dat ons nag donker is in hierdie wêreld waarin ons nou leef. Ons hoor van baie Christene wat vervolg word. Ons hoor van so baie ander mense en dinge. En dan wonder ons, wat kan gebeur? En dan kom hierdie stelling net meer in, hoe donkerder die nag, hoe helder skyn die ster. Daarom sal God nog meer vir ons sigbaar wees in hierdie swaar tyd. Nog meer sigbaar wees, daar sal 'n verligting gebeur in ons lewe. Verligting, want dis wat hierdie gedeelte eintlik genoem word. Verligting het 'n dubbele betekenis. Daar's 2 kante aan verligting. Verligting beteken aan die een kant dat daar lig kom, né? Dat ons kan sien verligting. Maar verligting beteken ook dat my hart ligter voel. Meer kan sien, meer kan voel. En dit bring my by 'n verhaaltjie wat baie keer vertel word. 'n Jong student in die godspraktyke kom by sy leermeester en hy sê vir hom, leermeester, leer my hoe om God te vind. Die leermeester sê, dis reg,
kom saam met my rivier toe. Nou stap hulle twee rivier toe. Toe hulle daar aankom, trek die leermeester al die oortollige klere uit, dat hy net die nodigste aan het, en die jongman dieselfde. Nou stap hulle kaalvoete in die koue water van die rivier in. En hy stap tot so heupdiepte, en hy sê vir hom, voel jy al iets? Nee, leermeester, hy sê, wat is vir jou die belangrikste in die lewe? Om God te vind, meester. Hy stap met hom dieper in, tot hier by die skouers, weet, nou van die stroom begin nou al so sukkel met hom, hy sê vir hom, voel jy iets? Nee, meester, ek voel niks nie. Wat is vir jou die heel belangrikste in die lewe? Om God te vind, meester. En hy stap met hom dieper. Maar weet jy, daar's 'n waterkuil. Toe stap die leermeester nou op klippe so teen die kuil, maar hy weet van die kuil. Maar die jong student stap nou net hier neffens hom, en hy stap en hy val binne in hierdie kuil in, maar dis 'n kuil, die water draai so in die ronde, en hy trek hierdie student so onder die water in, en die leermeester sorg dat sy voete mooi op die klippe is. Nou sien hy hierdie student, wat daar in die kuil ingetrek, in hierdie warrel water ingetrek word, onder toe, en toe hy besef, hierdie man gaan, as hy nog 2 tellings onderbly, gaan hy water in sy longe en trek, toe druk hy sy hand in die water en hy trek hom uit. Ja, man, net betyds, want toe die mond van hom so oor die wateroppervlak kom, toe hy net, soos die jong man asem suig. Amper was dit te laat gewees. Hy sê vir hom, wat was die heel laaste gevoel, wat jy gevoel het voor ek jou uit die water uitgetrek het? Hy sê, ek het gesoek na asem. Hy sê, as jy so soek na God, sal jy hom vind. As jy so soek na God, met jou hele hart, met jou hele siel, met al jou krag, met al jou verstand, as jy so soek na God, dat dit jou alles oorheersend is, sal jy hom vind. Kom ons gaan net bietjie terug na die storie op die berg. En ek hoop jou Bybel is oop, want jy moet lees so terwyl ek vertel, want dit is 'n interessante gedeelte hierdie, né? Toe die 3 disippels saam met Jesus op die berg staan, dis die eerste ding wat ons van hulle lees van die disippels, is hulle was stom geslaan. Toe begin hulle nonsens praat, né? Onsinnigheid kwytraak, Petrus. En dan kom ons agter, daar was 'n tydgaping. Terwyl Moses en Elia vir Jesus bemoedig het, dis 'n tydgaping wat by hulle verbygegaan het. En dan aan die einde, dat hulle bang was. En dat Jesus ook vir hulle sê, moenie bang wees nie, kom ons gaan af onder toe. Wat vreemde ervarings om te beleef. En dit net omdat hulle Godheid beleef het. Omdat hulle God beleef het, en ook Jesus as God beleef het. Die heiligheid was oorweldigend. Van heiligheid gepraat, op Psalm 99, in vers 3 staan daar, God is heilig, vers 5, God is heilig, vers 9, God is heilig. Heilig, heilig, heilig. In Jesaja 6 vers 3, God is heilig, God is heilig, God is heilig. Dieselfde in Openbaring 4 vers 8, God is heilig, God is heilig, God is heilig. Die heiligheid van God, so oorweldigend, asof jy in 'n maalkolk in die stroom ingetrek word, en dit jou totaal oorweldig. Hier is toch goede wat ons nie moet miskyk nie. Die helder verligte wolk, wat 'n skaduwee gegooi het, so daar was 'n helderder lig agter die wolk, waar jou gedagtes maar moet loop, weet wat dit is. Jesus wat begin gloei het, as ons dink aan Moses' storie, het sy gesig begin gloei, sy liggaam het gegloei, en dan het hy klere om sy gesig gedraai, sodat die volk nie moes sien nie, so sy klere het nie gegloei nie. Maar hier sien ons dat Jesus se gelaat het gegloei, maar sy klere het ook gegloei, soos die son. En dan verskyn Moses en Elia, uit 'n tydlose tyd, in hierdie tyd aan hom. En Moses en Elia, Moses gaan ons oor die wet, die eerste boeke van die Bybel, en Elia is die groot profeet, hy vertel van die volgende boeke in die Bybel, die wet en die profete, die Bybel van destyds. Maar hulle vertel van nog iets, en dit is, hier Moses en Elia vertel ook van mense wat gesterf het,
en mense wat nie gesterf het nie en by God is. Dit gaan oor God se heiligheid en Jesus se heiligheid wat sigbaar geword het. Iemand skryf so mooi, ons lofprysing vir God sal nooit ooit ophou nie. Want elke keer ontdek ons nuwe aspekte van God se skoonheid, van God se heiligheid, van God se goedheid. Want God is sonder begin of einde. En ons gaan ewig lewe. Dis sal ons altyd weer in hierdie maalkolk verlore raak van verwondering van sy grootheid, van sy liefde, van sy heiligheid. Sal ons saam met die engele begin roep, heilig, heilig, heilig is die Here God, die Almagtige. Ek is weer by Psalm 99, dan Psalm 99 sê so ewe, die Here is groot tussen mense, tussen die grootstes van die wêreld, is hy nog baie groter. Almal moet sy grootheid bewend prys. Ja, nee, dis vir my geen wonder dat sy disippels bang en stom geraak het en dat daar 'n tyd is waarvan hulle niks onthou nie, want hulle is oorweldig deur God se heiligheid. Hulle het ietsie gesien van Jesus is regte God. Ietsie van wie Jesus is. Dis oorweldigend. Dis soos om hierdie waterkolk ingetrek te word. Dit oorweldig jou. Dit was bo hulle begrip. Dit was bo hulle begrip van tyd. Dit was bo menslikheid. Hulle het eenslag vir 'n goeie wetenskaplike gevra. As jy in die wetenskap betrokke raak, wat is die belangrikste wat jy moet onthou? En hy het gesê, jy moet nooit jou verwondering verloor nie. As ons dan onsself verdiep in die woord van God, moet nooit jou verwondering vir God verloor nie. Heiligheid. Heiligheid is die kwaliteit in God wat omgee vir ons sonde. Jy hoor my reg. Heiligheid is die kwaliteit in God wat omgee vir ons sonde. En heiligheid is die kapasiteit in God om iets daaraan te doen. God sê, wees heilig, want ek is heilig. En dan besef hy kan die gemeenskap met hierdie kinders en hulle kan nie naby hom wees nie, hierdie mense wat omgee. Dis die kwaliteit van God wat omgee. Maar dis die kapasiteit van God wat omgee, want dan maak hy sy plan. Hy doen iets daaraan. Wanneer sondaars God aanbid, wanneer sondaars Jesus Christus aanbid, weens sy heiligheid, word hulle deur God regverdig verklaar, want hulle bely hulle sondes, en dan ook gebring tot in sy vlak van heiligheid, dat hulle God kan aanbid in teenwoordigheid, want die voorhang sal het geskeer. Hierdie is nie 'n boodskap wat toegemaak kan word nie. Dis nie 'n lig wat ons kan beheer. Dis 'n lig wat ons verlig. Daai dubbele betekenis dat ons God kan sien, wat helderder is as die son, maar wat ook ons verlig, sodat ons beter kan loop en lewe. So Jesus Christus se koms aarde toe, was 'n logiese uitvloeisel van God se karakter, van God se lig, heiligheid. En dan sien ons dat God nie sonde kan duld nie. As hy daar in Eksodus sê, ek spreek geen sonde sonder meer vry nie. En tog wil hy vergewe. En as ek terug by laas Sondag se boodskap, wat die prof so met die bord kry, die kruis geteken het, gesê, dit is ons waarheid. Die kruis is ons waarheid. Die koms van Jesus Christus het dit vir ons moontlik gemaak om God te aanbid, terwyl ons oorweldig word deur sy heiligheid. En hier op die berg sien die 3 disippels ietsie
van Jesus se godheid. Sodat hulle altyd bewus sal wees van Jesus is heilig en Jesus is God, selfs al stap het aan die pad van lyding, van vernedering, van verwerping en van dood, dan weet hulle die dood is die oorwinning tot God se heerlikheid. Die kruis is ons waarheid. Die kruis is regtig ons waarheid. En die gevolg is dat Jesus toe by sy disippels kom en hy sê, moenie bang wees nie, kom ons gaan terug na die ander toe. Julle het iets om vir hulle te vertel, moenie nou vertel nie, hulle gaan nie verstaan nie, hulle gaan bietjie later verstaan, maar julle het 'n boodskap om af te lewer aan die ander, kom stamp saam met my. Vertel vir hulle van my metamorfose, van my totale verandering. Vertel hulle ook van julle metamorfose, dat God julle gaan vry verklaar van julle sondes, van julle geroepe heiliges gaan maak. Dit is die werk van die Heilige Gees. Die Gees wat in God is, kom woon ook in ons, en dis hy wat ons heilig maak. Hy laat ons heilig leef. En die heiligheid begin wanneer ons God begin aanbid. Oral. Dit is ons uitdaging. Besef God se heiligheid. Aanbid hom vir wie hy is. En God se lig sal skyn oor jou lewe. Heilige, heilige, heilige Here God. Daar is niks of niemand soos U. Niemand kan vergelyk met U. Selfs die son wat so helder is 'n dowwe kol teen U heiligheid. Daarom kan ons saam met die engele net vooroor buig en U aanbid. En net roep, heilig, heilig, heilig is die Here God, die Almagtige. Daar is niks of niemand soos U nie. Help ons om altyd te bewus te wees van wie U is. En dat ons U nooit probeer aftrek na ons menslikheid nie. Amen. Die Here los ons nie op aarde nie, en hy sê vir ons, jy het nou iets om te gaan vertel. Gaan vertel vir die anders. En daarom sê hy, om het vir jou moontlik te maak, gaan ek saam met jou. En daarom ontvang jy ook nou die seën van die Here. Mag die genade van die Here Jesus Christus, mag die liefde van God ons Vader, en mag die teenwoordigheid en troos en inspirasie van die Heilige Gees elke oomblik by jou wees.